Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 427. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink aan die 3 Afrikaanse legkaart studiegids Bybels, dis A4 boeke, 500 bladsye dik, dis in kleur, dis in swart en rooi geskrywe. Die eerste een is die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, boek 1, boek 2, Galate, 1 Korinte, 2 Korinte, die boek Handelinge, Galate, 1 Korinte, 2 Korinte. Die derde een is van die Efese tot by die boek Hebreërs, 3 boeke, A4 boeke, 500 bladsye dik. Dis die Encyclopedia, Nuwe Testament Encyclopedia, ek is besig gereeds met die 4de boek. As Vader die gesondheidspaar, ons probeer kyk vir die einde van die jaar, as hy ons lewe en gesondheid spaar. As jy sou belangstel of enige een van die ander boeke, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version wat ek die pakket op het, waar jy 2 Bybels skryf vir 1 Bybelse prys, posgeld ingesluit, van Postnet tot Postnet in Suid-Afrika en Namibië. Kontak by my WhatsApp nommer 0722367124, my webtuiste nommer https://javashua.co.za, soos wat jy kan sien hierbo. As al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, jy is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe, begin reg voor, iedereen is 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om te subscribe, of in te teken op die YouTube kanaal, sodat al die kennisgewings van ons studies kan ontvang, as ook ons weeklikse TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblokpen, ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Dit is vir ons so groot voorreg vanmôre, Vader, Jaffa, om saam te wees as deel van die bruid van Javashua universeel. Dankie dat ons vanmôre nie buiteegtelike kinders is nie, dat ons nie vanmôre slawe is wat buitekant die huis moet staan nie. Maar ons is erfgename waarin U vir ons die gawe geskenk het deur die genadebloed van Javashua. Halleluja. Halleluja. Ons is nie bedelaars nie. Ons staan nie bakhande nie. Ons kom vanmôre en ons sê dankie dat ons U kinders is. Deur wedergeboorte in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua. Ek wil vanmôre bid, Vader, as daar krankheid is, wil U hulle nie aanraak nie. O, U is 'n genadiglike Elohim. U sê, Vader, dat U sal nie vir ons 'n klip of 'n slang of 'n skorpioen gee as ons brood vra nie. Hoeveel te meer nie U nie. Maar Vader, die genesing kom nie en die uitkoms kom nie soos ons verwag nie. Maar weet jy wat? U het 'n plan met ons. Elkeen in hierdie lewe gaan deur iets anderster, Vader. Maar U het 'n plan met ons elkeen. En ek wil vanmôre sê, laat U wil geskied, in terme dat Javashua ons geneesheer is. Jesaja 53 vers 7 en 8. Hy ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Ons ongeregtighede en sondes het hy reeds gedra. Ons tekortkominge het hy reeds in voorsien. Vanmôre bid ek vir genade op genade in die naam Javashua. Elke jaar sê halleluja. Halleluja, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Wat 'n salwing in hierdie ateljee vanmôre. Ons eer U, Vader. Halleluja. Halleluja. Ons spreek lewe en nie dood nie. Ons spreek uitkoms vanmôre waar daar benoudheid is. Ons spreek gesondheid in die siekte nie.
Ons kom in die krag van die Ruach vanmôre. En ons sê in die krag van u opstanding, Yahweh, in die belofte van u opstanding vanmôre, bid ek dat u hand uitsteek na elke een vanmôre, in die bo-natuurlike naam. Halleluja, halleluja. Ons prys u, ons loof u, ons loof u vanmôre. Ons loof u in die naam bo elke ander naam, die naam Yahweh. Halleluja. Ek is so bly dat ons kan in die salwing beweeg, en as die Ruach beweeg, wil ek net saam met die vloei gaan, ek wil nie teen dit werk nie. En ek wil vanmôre glo dat Jahwe iewers by iemand stil staan, en dat hy jou aanraak. Bo-natuurlik. Iewers dat siele gered word, al is dit net een. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n seën gaan wees, halleluja. Die boek Spreuke, hoofstuk 22 vers 24. Hy sê verkeer nie met 'n driftige man, en ek wil sê vrou ook nie. En met 'n opvleende man of vrou moet jy nie omgaan nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Jy het al baie gehoor, ek praat van, ek het my eie gees. In die 33 praat dit van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, wat die hoofletter G is, en dan ons, u weet reeds, die klein letter G, wat my gees is, en my persoonlikheid. Maar ek kan gaan slaap, in die Ruach HaKodesh vanaand, en my persoonlike gees, die klein G, is in kalmte en rustigheid. Maar dan kan ek, soos wat die ou mense altyd gesê, ek klim in die bed uit met die verkeerde voet, en my gees word besoedel, op een of ander manier. En nou, weerspieël ek, of weerkaats ek nie, die Ruach Gees, of die Heilige Gees nie. Die hoofletter G. Ek skyn dit nie uit nie. Ek verteenwoordig dit nie. So wat se gees het ek nou? Ek het 'n demoniese gees. Ek het die deur oopgemaak. Dit is net so. Dit gebeur in breekdele van sekondes. Want die woord sê, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. En ek het al 1000 keer gesê, dit gebeur nie daarbo in die wolke nie, hierso. Hierso. Hy werk met ons, hierso. Nou luister wat hy sê. Verkeer nie met 'n driftige man of vrou nie, en met 'n opvleende man of vrou moet jy nie omgaan nie. Met ander woorde, jy moenie met hulle deel nie, jy moenie met hulle gemeenskap hê nie. Die woord sê, weerstaan die Satan, en hy sal van jou wegvlieg. Satan met 'n klein s, altyd. Hoekom? Hoekom wil jy nie met hierdie ouens meng nie? Ons het 'n ding gehad, jare terug, toe ek 'n jong besigheidsman was. Ek het 'n Joodse vriend gehad, wat ek groot besigheid mee gedoen het, so Mike Pimstein, en hy het altyd gesê, you associate yourself with successful business people, and you will be successful. Met ander woorde, ons het 'n ding gehad, wat ons in die kerke gesê daai jare, as jong pastore, of as pastore, as 'n jong pastoor, jy wil in die teenwoordigheid van suksesvolle mense wees. Jy wil in die teenwoordigheid wees van mense wat geestelik suksesvol is. Want dit wat hulle het, en dit wat hulle weerspieël, en vir dit wat hulle staan,
Dit vryf van jou af. You rubbing the shoulders. Dit vryf van jou af. En as jy by 'n plek staan waar almal met 'n brandewyn en 'n Coke en 'n hotdog staan, glo my, dit gaan nie weke wees, jy staan jy ook met 'n brandewyn en 'n Coke en 'n hotdog, want dit lyk asof dit reg is. Ek sê altyd, daai ouens se gees spring op jou. Daai ou se gesindheid spring op jou. Kyk as jy tussen mense is wat vloek. In jou besigheid, in jou werksplek. En dis nie lank nie, dan vloek jy ook. Ja, alright, maar nou nie so superheilig lyk nie. Dit gebeur. Hier en daar vlieg daar 'n woord uit. Terwyl die Bybel sê dat daar geen vuil woorde uit jou mond uitkom nie. Maar weet jy hoekom? Want dis wat hier gebeur. Die Bybel sê verkeer nie met 'n driftige man of vrou nie. En 'n opvleende man of vrou nie. Hoekom? Want daai opvleende gees, daai driftigheid, gaan van jou besit neem. Want dis die gees. Die Bybel sê inteendeel, weerstaan die Satan en hy sal van jou wegvlug. Weerstaan elke gees. En jy het nie nodig om dit uit te skree nie. Jy sien hier's 'n ding aan die kom, dan sê ek weerstaan jou in die naam van Jahweh. No. En as hierdie ou opvleende gees en 'n driftig is, dan sê jy nee, relax. Jy impress my nie. Maak hom stil, maak haar stil. Neem die autoriteit van 'n Jahweh en sê ek gaan nie toelaat dat jy my siel gaan besmet nie, of my omgewing besmet nie. Want jy weet wat, Pastoor Rika het iets wat sy altyd sê, sy praat van sy het 'n babbel omma. Jy weet wat sy babbel, né? Dis soos hierdie wat die kinders maak met die seepwater, daar gaan hy 'n mooi gekleurde bol. En weet jy wat, as jy jouself in so 'n babbel sien, net ek en u kan bepaal, wie kom in my babbel. Verstaan wat ek nou sê, ek gebruik nou Engelse terme hier, met 'n baie groot geestelike betekenis. Ek kan in besigheid wees, ek kan saam met mense in 'n kantoor werk, maar ek kan bepaal hoe ver gaan ek jou toelaat om naby my te kom. En dit gebeur net deur die Ruach HaKodesh. Die Ruach HaKodesh sal my leer hoe ver ek mense gaan toelaat om na my toe te kom. Op 'n stadium as ek sê, staan stil. Ek weerstaan dit wat jy nou sê en doen in die naam van Jahweh, en ek het dit al baie in my lewe gedoen. En weet jy wat, hy draai net daar om en hy is weg. Hy stel nie, dan sit nou die storie, julle godsdienstige mense, julle ons altyd aan, jy sien, dis die verskoning wat hulle gebruik. Maar ek weier om langer na jou vuil bekkigheid te luister. En die manier wat jy praat. En die manier wat jy hierdie dinge doen. En dan sê vir hom, ek weerstaan jou in die naam van Jahweh. En jy weet, dit dwing respek af. As wat jy daai persoon los om jou te oorweldig. En dit oorweldig jou gees, jou persoonlike gees. Verkeer nie met 'n driftige man of vrou nie, met 'n opvleende man of vrou nie, moet jy nie omgaan nie, want hulle gees sal op jou spring. Nou verstaan jy wat ek bedoel, van hulle gees gaan op jou spring. Nou sê hy in vers 25, sodat jy nie gewend raak aan sy paaie, en in 'n strik vir jouself span nie. Daar sê dit. Weerstaan hom in die naam van Jahweh. Lees tussen die lyne. Sodat jy nie gewend of ingekatrol word aan sy of haar paaie, die manier wat hulle loop in die lewe, die pad wat hulle stap, en 'n strik vir jouself span nie, dat jy in 'n gat trap, 'n gat wat jy moes gesien het. Want ons word so maklik oorweldig.
Dit is hoekom daai skrif sê, en lei ons nie in versoeking nie. Dis nie die Vader wat ons in versoeking lei nie. Dis die Satan. Alhoewel die onsse Vader sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die boosheid. Nee, hy lei niemand in versoeking nie, Katolieke het dit so vertaal. Hy laat dit toe, laat ons in versoeking kom. Maar self lei hy niemand in versoeking nie. So wat sê ek? Kom ons wees wakker. Kom ons wees 'n tree voor die Satan. En deurdat jy hom weerstaan, daar sê hy, sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n struik vir jouself span nie. Want as jy in daai struik ingetrap het, dis moeiliker om daar los te kom. Kom ons wees die beste vandag vir die koninkryk vir Yahshua wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.